Ons het besluit om julle bietjie te bederf. Ek gaan dit nou mooi saggies sê, ons is hier by Klipdrif. Maar dis nie die rede hoekom ons julle bederf nie. Ons was baie bitter lang laaste by Klipdrif, maar ons gaan hierdie DVD Kers wees. Julle sal julle Kersgeskenk kry, so dis ons Kersgeskenk aan julle. Sommige net om dankie te sê vir hierdie wonderlike jaar en die feit dat julle ons so ondersteun het. En ek dink, jy weet, die DVD's het ons almal ryper gemaak en iets geleer en vir ons almal net lekker gewees. So, vat hom, sit rustig in jou voorhuis, kyk hom, geniet hom. Ons hoop Klipdrif, onthou dis Klipdrif, ons hoop Klipdrif sien dat ons hier is vir Kersfees en dat ons Kersgeskenk vroeg kry, net hier vir julle. Môre, soos Kalk vir julle gesê het, ons is hier by Klipdrif. Ek moet sê, dis een van die damme wat baie na my hart is. Dis die dam wat ek my meeste tyd al by spandeer het. Groot geword by die dam, geleer visvang by die dam. Baie temperamenteel. Op 'n tyd het ons hom regtig goed gehengel. Ek en Skalk, ek dink ons was 2 of 3 jaar laas by hierdie dam. Maar wat 'n fantastiese dam. En soos Skalk sê, hier is julle Kersgeskenk. Ek en Skalk kom 'n bietjie by ons dam visvang en ons gaan kyk of ons 'n paar mooi visse kan vang. Maar Klipdrif is nooit maklik nie. Maar een stok gaan ek barbers hengel. Ja, die barber dip saamgebring wat regtig goed doen op die oomblik. Maar ander stok, Oscar en Parrowback, en julle nou al sê hy gaan by daai kombinasie vang die hele land vol vis. Klein bietjie Parrowback, klein bietjie Oscar. Dis ding wat regtig vis vang. So, kom ons kyk hoe gaan die dag. Ek gaan nou vir Skalk uitvat en net hoor vir 'n hompie wat hy nie weet nie, hy gaan barbers hengel. Die langste vis kry hompie. Die plein voer wat ek gaan na die fabriek in. Ek vat van die rakke vir 2 kilo want die 2 kilo wat jy kry is dieselfde 2 kilo wat ek mee hengel. Daar's niks spesiaals aan ons voering. Sien daar so die plein ene, het hulle vanoggend van die rak afgevat. Skalk het die voer vir ons aangemaak, 20 minute, kyk daar so. Voerbind, ryk fantasties, die tekstuur is reg. Onthou daai 20 minute, as ons by die dam stop, ons maak die voer en begin ons af te pak. As jy klaar afgepak het, 20, 25 minute, en as jy daai voer vat en hy doen dit, 100%. Ja, soos julle sien het ek nou besluit net so 'n bietjie weer netjies word. Ek het my goedjies oorgedoen, maar ek voel nou amper soos of ek voor 'n vreemde klerekas staan. Maar al die goedjies mooi genommer op my lysietjie. Soos julle weet, ek gaan begin hengel met my gunsteling Stateford en Quattro. Ek hengel dit op hierdie stadium enige dam. En ek kan nie dink dat Klipdrif anders te gaan wees nie, maar laat hy die judge wees, maar net vir netjies gey dink ek moet ek 'n visie vang. Die botteltjies lyk nou wel netjies, maar onthou dis die supergoed botteltjies net in 'n 50 ml. Maar kyk daar so, ek kan letterlik een druppeltjie opsit as ek wil. Ek gaan nou natuurlik daarom net so 'n bietjie meer vir hulle gee. Maar kyk hoe netjies kan ek dit opsit. Ek kan regtig die pas aansit soos ek dit wil doen. En nie 'n klomp goed opsit of 'n fout maak en sê nou het ek te veel opgesit nie. Ek sit 'n druppel op of 'n streepie of meer net soos dit my pas. Natuurlik moet ons dan net so 'n titseltjie FX bysit om hierdie mannetjies, hulle ken FX al die jare. Jy sal sien, ek hengel met 'n Supercast stainless steel stand. Onder het hy 'n werksblad. So dis nou lekker, ek kan my botteltjies die kant wat ek hierdie kant hengel, hier sit. Hy kan ook stel. So as ons om daar wil hê om bietjie makliker te werk, stel ons hom. Al jou goedjies bymekaar, jy het nie nodig om met die kas uit te werk die hele tyd nie. Jou kas bly skoon. So jy kan jou kasie toemaak. Al jou goedjies bymekaar en jy weet waarmee jy hengel, jy raak nie mekaar met verskillende goed nie, want partykeer as jy besig raak dan gryp jy dalk die verkeerde bottel dalk en jy dit nie doen nie. Yes, hierdie bol is so mooi, ek gaan hom self eet. Oscar en Parrowback soos ek julle gesê het. Daai geel deegie van Skalk, daai BG deegie wat hy maak. Onder 'n floutie met 'n deegie en daai onderste aas het ek 'n coconut, highwis coconut gedrip en julle kan sien dit sit mooi op die aas. Daai slijm. Dis wat ou soek onder op die bodem, die soek hy asie reg, alles reg. Ek is baie opgewonde. Eerste keer in 'n lang tyd by Klipdrif. Ek en Skalla het hierdie dam al duisende kere gehengel. Ek vir julle sê as ek kan tel hoeveel keer ek al in hierdie dam met stokke ingegooi het. En regtig, hierdie dam het my geleer visvang. En dit was nog altyd baie goed vir ons. Kom ons kyk. Wat byt so? Wat sê ons van 'n hoompietjie?
Hy wimpie, Langste vis, langste, nie eerste nie. as hy wimpie ter sprake kom, kyk, dan is die ratte aan. So, daar spring hy af, Loukie het my verwens. Kom ons kyk, daai ding het 1 minuut 29 sekondes gelê, dis eintlik nie reg. Maar, weet jy wat, visies byt. Alright, op hierdie stokkie gaan ek gatvol Parabay en FX hengel. Baie lief vir daai kombinasie in hierdie dam. En natuurlik, hoe sê hulle, cherry op die koek. Bietjie FX. Is eenvoudig, bly by die banjo floutie, deegie, gewoon net 'n gewone soetwit deegie. By klipdrift het regtig groot babers. Ek gaan 'n 7 pond hooflyn hengel. Ordentlike baberstrop, wat ek net daar vir julle wys. Aan die bokant het ek mure, Ellen Grou se kinders. Kyk, hy verstaan hierdie werk. Hy het vir ons hierdie ding geleer. Onder wurms en dan die baberkonsentraat. Julle sien daai klein oogies van die baber. Hulle sien nie baie goed nie. Hulle sien dag en nag. Maar daai lang tentakels van hulle, daai goed baie reseptore ryk baie goed. Geef hulle die regte konsentraat, gooi hulle oor visfilette, oor die koppe, oor jou krappe, oor krieke, enige ding. Jy gaan 'n baber vang. Dis 'n regte konsentraat wat gemaak is vir die babers. Klipdrift het baie mooi babers soos ek julle nou gesê het. Ek dip by die onderste 2 wurms. Net so die onderste helfte. Julle sal sien ek sit 'n voer aan. Ek laat dit op my voer drup. En daai is wat die baber nader trek. As ek gesê langste vis. Babers is baie lang, net een vang. Soos julle kan sien, ek doen presies weer dieselfde, klein banjo fluit hier onder, geel deegietjie bo, statte vir quattro en 'n bietjie FX. Kom ons gooi hom weer en kyk of hy weer wil byt. Het lyk daarom of ons, ek wil amper sê daai vroegoggend bytsessie daarom het. My langstok gegaan, met die Parabay in die gat vol. Baie mooi optel, jy weet, lekker positiewe byte. Nie groot vis nie, maar ons is mos maar gewoon klipdrift. Klipdrift is nie regtig bekend vir sy groot vis nie, maar meer, soos hulle sê, springbokkarpies. So kom ons kyk, ons hopelik kry ons hierdie ene uit, vorige enetjie het afgekom. Maar all in a day's work. Lang kaap man. Dit is so 'n tipiese 800 gram vis. Kyk hoe mooi kort dik visies. Dit is nou een ding van klipdrift wat die afgelope tyd deurgekom het. Amper of dit 'n ander tipe strein is. Dis 'n bietjie korter vis, vetter vis, maar baie gesond. Jy kan self al sien, daar's niks fout met daai visie nie. Soos julle kan sien, die boonstroekie, net 'n skoon wit deegie. Baie mooi gesonde visie. Gee hom sy vryheid, ons wil net nog een vang.
Nog steeds gatvol perre by. En vir 'n bietjie liefde FX. Chik 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 chik. En ek het dit eens koel aan. Nee man. Hoe bedoel meneer dan nou meneer? Hey. Regtig 'n slegte dag op kantoor. Uitgetrap deur die baas, in die hak en gehardloop, in die water en een skoen aan, een skoen uit. Maar weet jy wat? Elke dag is 'n wonderlike dag vir ons hier by die water. Dis regtig 'n mooi vis. Kom ons sit hierdie man oor op 'n behoorlike remsomsteem, soos julle daar kan sien. Hy loop lekker. Groot vis vang. Probeer om die remsisteem te gebruik. Jy kan nie vinnig genoeg met jou hand daai mannetjie backwind as ek dit so kan stel nie. So gebruik die remsisteem, dis hoekom jy dit daar het. Dis net baie veiliger. Hier man, hierdie is 'n vis hoor. Daai is 'n vis. Okay, waar gaan hy al? Ja. Oer links. Kyk, Skal het regtig 'n groot vis aan. Ek help hom net laat hy sy ander skoen kan aantrek en ek sê hierdie vis het nou seker 100 meter geloop sonder kyk seker trolletjie se lyn is op. En ek skal hom agter die vis aangaan. Dis regtig 'n groot vis. Langste vis. Early days. Maar as jy oor my lyn, ek dink hom afslaat. As altyd opwinding by klipdrif. Dis en ek kan sê ons het nog altyd klipdrif goed gehengel want ons het ons tyd hier spandeer. Ons het hier groot geword, geleer visvang en hy's moeilik. Ek hoop regtig Skal kry hierdie vis. Dit is een van die mooier visse in die dam. En sy lyntjies raak min op hy poelietjie. Ja, hier's nou gemors. Ek weet nie of julle daar gesien het nie, maar ek het op die knippie gehengel. Dis die probleem van knip. Toe hy nou in die knip en hardloop, nou wil ek nie hy moet die lyntjie afhardloop nie. Ek stoen nou agterna en toe ek nou die lyn los kry, toe maak hy 'n klein knoopie om die bylarm. So dit was nou vir 'n sekond of twee regtig pandemonium. Sê vir ons 'n bietjie wat jy op die bol. Waterstatte Quattro, FX. En daai geel deegie van ons bo, so ek hoop is 'n Stateford Quattro FX. Enige dam in Suid-Afrika, ek sal my geld op dit sit. Stateford Quattro en FX. As jy dit gebruik soos Skalk het gebruik. Ek dink ja, as 'n dam het nog nie gegooi het, nog nie byt gekry het nie. En ek moet sê ek hengel met Sensation se DC Light 10 voet. Is soos 'n wand. Ek geniet hierdie stok so. Dis absoluut niks wat in jou hand is nie. Dis 'n wonderlike setup hier en hy gooi. Lyk my ons kry 'n bietjie lyn terug. My polisman is nou eers besig om terug te kom. Hy's nog so 10 meter hier voor die stok. So ek dink ons het daarom daai eerste aanvanklike run van hom oorleef. Maar hoe maak hy kingfish as hy tot by die rif kom en draai weer om. So hierdie voel regtig soos 'n mooi vis. En as ek nou kyk wat hy doen, is dit heel moontlik 'n karp, nie 'n baber nie. Ek het gedog is 'n baber. Klipdrif, altyd verrassings. Van so tot so.
Kom, visvang. Alright. Voetstokkie het weer opgespring, maar hy is 'n kleinerige visie. Maar hulle sê altyd as hy lyk en ryk soos 'n vis, is dit gewoonlik 'n vis. Olbersen het sy arrivere. Ladies and gentlemen, Roy Olbersen is entered the building. Ons het vir Heinrich weer genooi. Ons geniet die jong man vreeslik. Hy het mos baie energie, so altyd lekker om nog iemand by jou te hê en die dag te geniet en saam te deel. Dis waaroor visvang gaan, né? Is om die mense rondom jou by jou te hê en dieselfde passie te deel. Hoe sê hulle nog 'n dag op kantoor, maar voorreg. Die man is nou bietjie nader, ek gaan vir Lou vra as dit moontlik is om my net te help met die skep. Hier daar's nou 'n stuik of twee in die pad, maar Skep maklik. ja, nee, dat is wel lekker. Klipdrif moeilik. Wat? Waar is dat? Onderste ou hoekie. Oh yeah. Ja, dat langetjie. Dat trap kapie. Geen klipdrif. Wat is klipdrif? Oh, mooi. Mooi klipdrif. Klipdrif het my Kersgeskenk gebring. En hier sy nou net vir julle in klipdrif. Yes! What a challenge. Dis is om 'n 50 kg duiker te skiet. Skalla is mesmerise. Jy vang nie elke dag sulke visse in klipdrif nie. Hulle kom bitter min verby. Maar kyk, as Skalk hoor van Hoompie, dan word die dier in hom wakker. Laat ek hierdie vis nou van hom afval. En ek wil vir julle sê, ons hengel 08 Superhooks Stateford Quattro FX. Gewone banjo float. En dis wat hy opgetel het, baie fyn DG. Ek bly nog steeds klipdrif hengel. Laat hulle maar vir ons wys wat hulle wil hê. Maar dis my tweede bytjie daar op die eerste een het te verloor en hierdie enetjie het ek uitgekry. Ek is bederf, regtig bederf. Ek stok net so. Nee, ja, soos ek vir julle gesê het, net my Kersgeskenk het vroeg gekom, ons het so mooi gevra vir klipdrif. Ek dink hy is so bly om vir ek en Loukie weer te sien, want hy het gedink ons het hom afgeskryf of haar, sy's haar, hy's haar, she's a it, ek weet nou nie. Maar wat 'n mooi vis en hy het alles gedoen wat hy moes, hy het die katrol getrek. Hy het my in die hakken gehardloop, hy het seker 70-80 meter gehardloop. Ons het hom teruggekry, so die voorreg om hierdie vis terug te sit. My dag is gemaak, dis nog nie eens 8:30 nie. Ek is happy. Reg. Dis hy 12 van my, sy tweede keer wat hy nou gaan. Terwyl ek besig was met daai vis het hy gaan, ek het hom so 'n ligte kappie gegee. En nie 'n groot vis nie, maar dalk 'n punt. Ek vat hierdie stok, ek het 'n een op hom. En ek probeer hom maar redelik wiks. Jy weet so ek gooi hom maar ek wil amper sê ek gooi hom oop, so ek het nie 'n merk of iets nie. Want daai een het net
so 'n range en as ek dieselfde tipe krag op die stok sit, gaan ek het sy 5 of 6 meter uit mekaar uit bly gooi op die afstand. So hierdie is my free roaming stok. Die ander stokkie het hy nou uitgehardloop op die knip, maar ek sal hom weer daar kry, ek sal hom mooi gooi en dan net weer vir ons 'n merkie opsit. Net gejoke oor die hoompie skalk. Jy sien die oomblik toe Loukie sê daar's nie meer hoompie nie, toe val die vis af. Alright, weer perreby. En 'n bietjie gatvol en FX. Banjo float onder, wit deegie bo. Regte klipdrif byt. Polisman lê net. Trek reg uit, dan gat hy. Trol loop. Een van daai groot Kaaps nie, maar dis 'n mooi vis. Wat klipdrif is altyd lekker. Ek gedoen het net Oscar en perreby en FX op die bol. Klein bietjie FX. Oscar het genoeg fluoresien in. En kyk. Trol loop. Sterk vis. Regtig geseënd hier by klipdrif. Ek moet sê dis middel van die week te staan in Kaaps vang is nou nie sleg nie. Maak tyd om te hengel. Hierdie Desember gaan julle genoeg kans kry om te hengel. Maak seker dat die tyd wat jy by die dam spandeer kwaliteit tyd is. Jy gaan dam toe om vis te vang. Doen jou huiswerk, bel ons, bel vir my of skalk by Supercast. Vra vir ons waar op die vis byt, waar die vis byt. Ons netwerk is van so 'n aard. Geen om waar jy in hierdie land gaan vis vang nie. As jy telefoon optel, jy bel my of skalk, gaan ons vir jou antwoord om te sê wat in die dam aangaan. Doen jou huiswerk reg voor die tyd. Jou eerste gooi die regte gooi is. Dit drop soos 'n prop. Maar ek weier om te slaan. Ja, ek het nou nog gewonder of ek in dieselfde dam hengel, want skalk nou 4 buite en ek het 1. Maar ek vat nie die kwaliteit buite. It's not the higher drive, but the higher Gaan hy ding? Hallo, kyk dat ek nie jou lyntjie daar opgetel het. Ja, lyntjie opgetel het. Maar ek wil nou weer raak. Rooi moet ons vir 'n strop laat. Alright. Ek het nou weer hierdie enetjie op die hak. Wat Loukie is hier tussen my goed, nou wil ek nie sy visie afslaan nie. Wou man, hy wou. Jy weet nadat hy daai hoompie onttrek het, wat ek nou verstaan is hy sê hy joke net. Jy weet dat ek nou nie meer dieselfde vuur as net nou nie. Julle sien wat ek vir julle net nou gesê het oor die groter vis. So kom ons haal daai katrol af van sy knip af. En ons sit hom op sy remsisteem. Sodat jy die vis speel met die remsisteem. Julle sal sien wat nou gebeur. Ek het die katrol so gestel dat as ek katrol en ek begin die vis se gewig inkry, dan begin die katrolletjie draai. So ek kan nie die vis afdraai nie. Julle sal sien, kyk daarso. Sien julle hoe draai my spoel? So wat ek gewoonlik doen is ek vat die vis, dan trek ek hom stadig met die stok. Moenie aanhou draai en draai nie. Trek hom rustig, begin vorentoe, gaan vorentoe met die stok, begin draai tot die katrolletjie weer begin draai. Trek hom rustig terug. So sal jy nooit 'n vis verloor nie. As die vis wil gaan, dan doen hy dit. Gebruik julle tegnologie. Jy betaal baie geld vir die goed. Gebruik hom. Mooi kaap daar, man.
Tel hy banjo fluit die hele tyd op. Trendy, die helfte van skalksin, maar toch 'n mooi vis vir klipdrif. Kyk hier. In die orde van 2,5 kilos. En as ou hierdie dag 'n net van hierdie vis vang vir klipdrif. Dit is baie mooi. Ons is gewoon klipdrif het bietjie kleiner visies, maar ek dink dit help ons dat ons in die week is en ons is bietjie alleen. Regte konsentrate, regte haas op die regte plek. Ons gaan hierdie goedjies die hele dag vang. Daar's my vis. Onthou wat ek vir julle gesê het net van daai korter stewige vis. Nou daar's weer een van hulle. Pragtige visse. Daai vis wat ons nou gevang het was van die lang vis. Hier's van daai kort stewige kapies. Dis vir my so lekker om dit te sien. Alraai, ek wil net weer vir Sensation komplimenteer oor hierdie nette. Julle kan regtig hierdie visies kom niks oor nie. Jy weet, dis 'n sagte net, hy's met rubber omhul. Van groot vis, klein vis. Hy skep lekker, hy's nie so diep nie, is 'n lekker vlak net, breë net, groot net. Die groot vis kan skep lou. 'n dag by klipdrif. 'n dag by klipdrif, 'n rooi Robinson en hengel hier links van ons. Die man het ook 'n vis aan. So, ja, skala. Eerste vis vir my vir die dag by klipdrif. Kyk al jou vierde vis. Assies werk. Assies werk. Ja, hierdie karpie het nou op die onderste hoekie 'n garlic oezertjie met 'n klein wit deegie agter hom en 'n bietjie allrounder biddels en statte vir die bol en dis die storie. Hy's rooi aangekom. Kom ek sê net pas op dat hy nou vis drop. Ons nuwe speelgoed daar by Superkaas vir Kersfees, die high-vis reeks. Goeie konsentraat. En die ding is 'n jam wat op die bodem gaan lê. Ek hou baie van hulle. En dan perbe en Oscar. Op die oomblik dink ek nie daar's 'n beter kombinasie in die land nie. Skala klaar. Sy aanval gehad het. So, net daarom kategorie sê. Is al twee breinkinders van skalk. Regtig goeie konsentrate. Maar ek wil net vir skalk sê, as jy net Stateford en Quattro gooi, gaan jy net op dit vis vang. So, daar's lewe na Quattro. Daar is. Rooi, hier moet lekker. As hy nog steeds, soos Luikie sê, as ek seker net Stateford, Quattro en FX gooi sal ek daar byt kry, maar ek is hier om vis te vang. Ek's Kersfees. Een 10 voet daar. Goed. Ja, kijk nou eens aan. Jongen joh. Hier, dis mal. Mense, ek wil net vir julle sê, dis klipdrif hierdie, dis geen ander dam nie. Dis mallerigheid, dis...
Ja, ons word bederf. Kersfees het vroeg gekom, Lou. Kersfees is vroeg. Dis te vroeg. Daar kan julle sien, nog steeds. Nog nooit opgehou nie. Dis insane. Ek probeer hierdie stok op my hakkengel. Dis chaos. Ek gaan nie weer nie. Sorry. Wow. Ek wil net sê ek hengel met Sensation se DC Light 10 voet. Ek begin hierdie stok nie like nie, verskriklik van hou. Dis 'n ligte stok. Ek hengel met die 0 op 90 meter in die wind in. Ek sit hom elke keer op daai plekkie neer. En hier's nie gewig nie. Ek weet nie hoe om vir julle ek wens ek kon hom weeg op die kamera en vir julle wys. Daar's niks. Dis lekker. Dis soos Ferrari ry nou. Dis lekker. Ons het nou vir julle is hy daai, né? Dis hy daai. Onthou wat ek vir julle gesê het, ons hengel op die tyd. Daar's die tyd. Dis seker al 2 minute verby vandat ek nou weer tot verhaal gekom het. So daai hy seker 3 minute gelê. Nou dis insane, klipdrif, dis insane. Ek sê jou ons word bederf soos nog nooit nie. Ek is weer baie lief vir my dam. Ja, Daar's Soos julle sien is ons nou eers terug by die polisman. Hy's nou hier oor Roy se lyne, so ek moet net so toe gaan want ek is net bang hy raak jittery en hy kap my lyntjie af. Ek sien maar praat minder aan hulle. Die hokke groot, dan maak ons hulle aan. Kyk van daai. Kyk net die klipper, nou is dit dragtig hokke. Ja. Maar net ek gaan jou glo want ek was hier. Res gaan sien praat kan. Ek weet nie weer daai klip. En dit loop dit. Jo. Hoi my boeta. Jy slaap vir hulle. Kyk, Skala laat ons nou verskriklik sleg lyk hier by Klipdrif. Hier's nog een van daai lang visse. Weer daai kombinasie Quattro Stateford en FX. Gooi asseblief iets anders. Ja, nee, ons word bederf. Soos ek sê, ons Kersfees is vroeg. Dis nie aldag en heeldag dat dit gebeur nie. Ek hengel met my DC Light, ek hengel met 'n 0. Alles wat ek wil, ek hengel met 'n 08 Superhoek, ek hengel met Quattro en Stateford. Net soos ek wil. Dis nou soos om na rugby Currie Cup final toe te gaan en te weet jou span gaan wen, jy klaar die uitslag. Dis lekker. As ons hierdie groter vis vang, dis baie belangrik dat ons regtig mooi kyk na die vis. So ek gaan hom so in die net vat, terug na die water toe, dat hy nie kan val of iets nie, dat hy nie kan seer kry nie. Sit hom mooi terug. Hy het regtig sy deel gedoen, kom ons doen ons deel. Alright, kom ons. Sit jou hande mooi om die vis. Dis die mooiste ding om te sien as daai vis gaan. Ek gooi regtig my 12
harde rag met 'n 1 en ek gooi die DC light nou natuurlik met daai 0 en die kleiner visse byt verder en die groter visse nader. Ons sal nooit verstaan waaroor visvang gaan nie. En hoe sê ons altyd? Vis lees nie handboeke nie, né? Dikke. Oh Roy, hy probeer 'n rat vang net. Soos julle kan sien, daai kleiner vissies kom baie makliker af as die groot vis. Dit is asof die klein vissies se bekkies nog bietjie sag is en daai grootes het daai ou harde bekke wat hulle al bietjie mee geëet het. So ons verkies nou amper op hierdie stadium om groter vis te vang net om die vis uit te kry. Want dis nou my tweede visie wat ek verloor wat bietjie kleiner is. Ja, maar nee, stel op gesien om Collie nog nie genoeg tyd rond van die. Is dit eerlik gesien? Wind waai reg in ons gesig in en dis maar net so bietjie, hy waai die kos hierdie kant toe die vis skuif saam. Skalk het nou twee baie groot karpsies op so 80, 90 daar rond gevang. Ek het my 12 gevat, hom sag gegooi en daai selfde lyn gegooi. Ek wou ook van daai groot visse vang. Dis let op in die klas, kyk wat die ouens om jou doen, hulle gaan vir jou baie keer wys waar is die vis. Wind waar die kos nader, vissies kom saam, vang hulle. Maar julle, my tienetjie is weer in. Kom ons kyk, op hierdie stadium het ek baie geloof in die man om 'n visie te vang, so sit poeliesmandjie op, nou weer my 12 ook ingooi. Right, julle sal sien ek bly met my een stok diep gaan. Die rede daarvoor is vlak water wat ons hier het. En ek sê as die water begin warm word en die vis raak bietjie ongemaklik, gaan hulle dalk uit 10, 15 meter skuif of 20 meter. Dan is ek klaar agter. Ek vang hulle daar, nog nie groot vis nie, maar dan vang ons dalk daai bietjie beter vis agter. So ek gaan nie weggaan met die 12 nie. Dadelik in op hy selfde lyn gegooi wat Skalk gooi so 90 meter 12 voet stok. 5 minute by die vis. Dis baie belangrik. Kyk wat die ouens om jou doen, daar's 'n rede hoekom hulle die vis vang. Probeer in dieselfde lyn gooi. As jy sien hy kom ons sê het iets roois op die bol. Moenie te veel worry oor die gegeer nie. Kry net iets rooi sit dit ook op die bol. Dis baie keer die kleur. Konsentreer heeltyd terwyl jy hengel. Kyk wat die ouens om jou doen. Ek sê altyd dis as daar 50 ouens is daar 50 planne. So een ou se plan gaan werk en dis daai wat ek gaan dophou. En kyk, laat ek saam met hom kan visvang. Sprong hy visie af, jy kan sien hy die onderste hoekie gee, daar sit my boonste deegie nog. Vir een of ander rede, die kleiner vis in hierdie dam, sy bekkies is verskriklik sag. Kom net af vir een of ander rede, Skalk is aan, sal 'n plan uitwerk. Right, lyk dit ook nou weer een van daai kleiner vis verloor. So lyk dit vir daai klein visies tot so by 1 kilogram. Is regtig 'n probleem met die hoekies. Die bekkies is baie sag. So as jy dan sien dat dit 'n kleiner vis is of voel, jy kan sommer aan die byt sien as dit 'n kleiner vis. As jy voel dis 'n kleiner visie, vat jou tyd. Nou moenie hard wees met hom. Jy sal sien hoe stadig getrol ek hierdie nie is nie 'n groot vis nie. So al wat ek probeer doen is ek probeer die lyn styf hou. Dis nie nou ek spook die vis nie, ek wil amper sê ek trek die vis, ek nurs hom. Sodat ons nie daai enetjie verloor nie. Ons sal nou sien hoe groot is hierdie en dan sal ek vir julle wys die bekkies. Hierdie een is weer op my langstok. Nog meer rede dat ek moet versigtig wees met hom want hy kom nou, kom ek sê oor 100 meter. Kom hy nou kant toe en in daai proses wat hy kom, skit hy maar sy koppie. Ek het 'n M1 op, een van daai links van ons. Alright. Ja, soos klein Hendrik in daar agter. Nou lyk my hy het nou 'n kolletjie gekry wat vir hom werk. Dis ook baie belangrik, né, dat jy jou rigting hou. En die rigting wat jy gooi natuurlik ook die afstand as jy puntinerig wil wees. Visie is nader. Kom ons gaan skep hom gou, ons kyk of ons hierdie man kan uitkry.
Soos julle daar aan die kant kan sien, dis waar my hoekie in was. Daar het hy nog 'n gaatjie. So hierdie visie was al gevang en die kans dat hy losgekom het is goed. Dat hy die hoekie opgetel het en hy losgekom het. So hulle bekkies is vreeslik sag. As jy ook sy lippie vat en jy druk hom, jy weet jy kan sommer voel daar's nie regtig bene, is 'n sagte vleisie. So kom ons sit die man terug. Want hy kan vreet laat hy bek kan hard word dat ons hom kan vang. Kom ons sien. Besin aan soos brakvaart. Ja, dan vat ek die span voor, dan die water weer uit. Hey, my baber het wakker geskrik. Dis 'n lang vis. Sal nou sien. Ek kyk jou ander lentjie net. Baber stop jy. Baber. Kom Katie. Kom Katie. Hulle gesê, Jy het hom gesien draai. "Papi, hy ken kaps." Jy reis nie man. Hy ry nie net een. Ek weet nie, dit lyk so. Ja. Slaap. Hey. Well done, Boeta. Well done. Nou, maar van die merwe kom in hy Ja. snoertjie. Bietjie nader gekom, seker so op 60. Een van vele. Die grootste baber in die dammie, maar tog 'n baber. As hulle aan die byt kom, as hulle swem gewoonlik 'n klomp rond. So gaan hulle nou gooi ek die afstand gekry wat ek hulle gesien het. Ek het die vis gesien, draai ek dit daar by hulle gegooi. So en die swem 'n paar langes rond. Hy is dan amper so lank soos kalk se karp. Dit was langste vis, nee, dit was nie swaarste nie. Ek kan nie lekker onthou nie. So maar hier's baie van hulle. Wat sê? Daai baber. Ek het gesê, vat die wurms. Sal reg goed bo op die bol. Lekker. Baber. Pap. Het ons 10 weer gegaan. Maar hy het nou bietjie langer gelê. Ek dink hy het so 20 minute gelê. Ons raak nou bederf. En toe hy nou so bietjie langer lê, het ek nou begin bekommerd raak, maar toe hy wegtrek, is dit weer een van daai beter vis. So daar's iets daar op daai afstandjie wat net daai visies besig hou. Is dalk 'n klein stukkie sagte bodem waar daar miskien 'n bietjie bloedwurm en daai tipe goed is. Daar's altyd 'n rede vir dit. Ek moet regtig erken dat ek baie geleer het by Loukie. Wat nou met die groter vis begin de mekaar raak het. Hoekom vis op sekere areas bly? Dis nie maar net omdat hulle niks het om te doen, is omdat hulle kos het. So ons het daai areaatjie dalk nou raak gegooi met die 10netjie en ek gaan hom daar bly gooi. Die 12 byt goed. Hy begin al beter byt. Maar die groter vis is definitief in daai area waar ons nou hengel. Ai. Sorry hoor. Okay, daar's 'n deur maatjie hoor. Sorry daarvoor hoor. Okay.
So mooierige vis nie, daai heel groot vis nie. Maar nog steeds 'n baie sinvolle karp. Lekker beklei, lekker ordentlik gevat, gebyt, alles wat hy moes doen. Seker om so in die orde van omtrent 1.2, 1.3 kilo. Ek dink vir 'n dag se hengel en jy het 'n sak van daai, lekker man. That's how we roll. Papi nie meer kleintjies vang nie. Papi het nou al kleintjies gevang. Hey, olifante. Onthou wat ons net gesê het van die 12. Daai visie skuif dalk een of ander stadium bietjie uit. As die watertjies bietjie warm word vir hulle en hulle is nie meer gemaklik met daai watertemperatuur nie. Dis maar net my observering van vlakwater. Is dat vroegoggend wanneer daai water koel is, kom hulle en hulle kom vreet. Maar een of ander tyd deur die dag gaan word die watertjies te warm, dan moet jy moet klaar jou backup plannetjie hê. En dis hoekom ek met die 12 bly hengel het. En hierdie is nou een van daai groter vis, so miskien het daai skooltjie groot vis bietjie teruggeskuif. Ons nou sien ons gaan hom maar net weer gooi en 10 weer gooi. Dis die rede hoekom ons die DVD's doen is om vir julle goed te evalueer, vir julle te probeer ek wil amper sê in ons manier van dink in kry. En onthou ons is nie volleerd nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons werk die dag saam met julle om te kyk wat kan ons doen en as jy by die water is, onthou jy dalk 1 of 2 van ons woorde. En help dit jou net om dalk 2 of 3 vis meer te vang. So dis waaroor dit gaan. Ons kom hengel saam met julle. Ja, nee, mooi vis. Dat hy val waar hy Ja nee. Au rooi. Ek laat my dink aan daai een foto wat daai Ja, kyk ek dink ek het al seker die dam sien. Ons het hierdie ouetjie nou by ons. Maar hy is duidelik nog nie reg om sy gesiggie te wys nie. Ek het hom al so 'n paar keer daar gesien dat hy so draai. Mooi vis. En ja, nog lekkerder as jy hom met die lang lyn vang. En die manier hoe hy opgetel het hy sommer alles gewys van die begin af. Hy het gesê luister, ek is nou hier en ek gaan hom vat en ons gaan 'n goeie werk doen daarvan. Ek sê weer vir julle, kom ek net op my horlosie kyk, is 10:00, 5:10. Is 'n memorable day, as ek dit so kan stel. Hier so links van ons het ons 'n paar sosiale oudjies. Hy het ook nou al 'n vis gevang. Ons vriend Heinrich alias Roy Olbesen. Hy het ook al 'n vis of 3. So nee, ons is almal het visies. Dit is en dis die lekker deel, ons wil almal vis vang. Het al net gesien. Papa nie skep nie. Visie het al net gesien. Nie daai net gaan nie, was al daar. Ja. What a day. Dat ek net vir julle sê, ek koop hierdie hoompie met 'n smile. Enigiets in die hoompie wat hy soek, want om langs 'n man te hengel met soveel vernuf en toewyding en hulle bly vang. Well done Skala, dis regtig. Om in Klipdrift te kom en die visse so te vang en groot visse te vang. Dis nie elke dag nie. Baie dankie. Ons haal hierdie ouetjie vir jou af. Kyk so dan. Hier daai onderste hoekie. Nee, is daai vlootmat. En ek het daai oezertjies in die sagtes die mekaar gemeng. Ek wil vir julle net. Dis regtig van die mooier vis in Klipdrift. Gewoonlik vang jy hulle spontyd. Lyk my dis nou eettyd. Kom ons sit hierdie ou terug, seker so 4 kg vis. Kom ons sit hom terug laat hy kan rustig kan gaan aangaan met sy. Lou het net gesê as jy
net dit gooi, dan sal hulle net dit byt. Perreby gatvol. Bietjie FX, banjo fluitie onder, deegie, daai geel deegie bo, maar ek sê dit reguit, hulle bly die banjo fluit optel met die deegie. Kan nooit 'n fout maak met dit nie. Klein, fyn, nog soos ek altyd klipdrif hengel, gee hulle min konsentraat oor dippele nie. Maar ek moet sê ek vat my 12 en gooi hom lekker. Wind is nou omtrent 10 km/h presies wat die weer voorspel gesê het. So eintlik is dis nie reg nie. Maar Kersfees kom vroeg. Hulle wil nou weer daar. Alraai, onthou wat ons gesê het vanoggend. Ek gooi daai 12. Ek het die vissies, klein vissies gevang. Hy het langer gelê. Maar ek kan nou vir jou sê die vis is daar. Daai bietjie verder geskuif, vlakker water, skuif die vis as dit ongemaklik raak. Nou het ons klaar 'n stokkie daar waarmee ons kan werk. Die kans dat ek my ander 12 gooi, hierdie stadium begin al beter en beter word, want my tienetjie het gaan sit. Hy byt nog steeds, maar hy vat nou lank. So as hy nou weer so tydperk vat om te byt, sal ek die ander 12 vat en hom ook gooi. Dit is beter om twee stokke daar te hê en 'n kol te bou is om net een stok daar te hê. Maar ons het die vis bly soek. En hulle is definitief bietjie diep. Weer op die onderste hoekie, né? So julle kan sien, dis nou, hy is seker so 1.5, 1.2, 1.5. Maar daai man is nie bang om 'n hoek op te tel nie. Hy het weer die onderste hoekie opgetel, weer die banjo fluitie, ek het die fluities, die sagte fluits en die oezers gemeng. Perreby gatvol FX. Ek vat hom, ek gooi hom lekker hard, gooi hom met 'n 1. En daai man kom en ek kom haal hom so. Ek lyk my daai bietjie groter vis het geskuif. Maar ek gaan hom weer gooi en as hy weer gaan ek definitief my ander 12 gooi. Ons het nou hierdie man daar agter. Ons het nou 'n plan en daar's net een plan. So lig as moontlik, so ver as moontlik klipdrif. Ek is weer lief vir klipdrif. Hy is weer lief vir ons. Ek dink ons was so lank laaste by hom dat hy nou al uiteindelik maar die rooi tip uit vir ons uitgerol. Wat ek en Lou gaan doen is ons gaan nou rustig sit en ons gaan julle 'n bietjie deur 'n paar tegniese goed praat. Paar kombinasies vir julle gee, 10 van ons hoof dippies, reke op hierdie stadium, die hoek asies, voer weet julle, dis die geel sak, superfeed. Maar ons gaan nou rustig met julle sit en sê, weet jy wat manne, kom ons gaan Valdam toe, ons stel voor hierdie en daai kombinasie, kom ons gaan Bloemhof toe, ons stel hierdie en daai voor op daai oewer, ons gaan Vaalrivier toe. Ons wil regtig hê dat Kersfees vir julle tyd moet wees waar julle kan rustig gaan sit en visvang en sê, weet jy, ek en my familie het dit geniet, ek en my vriend het dit geniet, ek en my vrou het dit geniet. En al wat ons wil doen is ons wil dit saam met julle beleef, saam met julle gaan hengel. Want op die einde van die dag maak julle dit vir ons moontlik. Ja, ek en Lou het net nou gesels, klipdrif bly klipdrif, hy soek nie jy moet kom met storieetjies nie. Ek het laas keer, en dit was nou 'n praat van oor 'n jaar terug gehengel met Perreby en gatvol. En FX, banjo fluitie. Ek het dit weer gegooi. Ek het my kombinasie wat ek enige plek gooi op hierdie stadium Bloemhof, Koppies, Valdam met ander woorde Stadtefort en Quattro en FX. Op die ander stokkie het al twee gebyt. Ek het bly min vloeistof gooi. So met ander woorde ek het nie die vis geavonteer nie. Die fluitietjie bly opsit. Ek het deegies bo gesit, hulle eet nie daai deegies nie, hulle wil daai banjo flout eet wat so bietjie dryf. Al wat ek verskil gedoen het, ek het net die 12 bly gooi en die 12 het heeltemal oorgevat. By die 10 is amper soos 'n aflosstokkie. 10 het gaan en toe hy vir die 12 oorgee en nou is die 12 in sy eie baan, hy hardloop nou sy eie resies.
So moet nooit vashak by iets nie. Moet daar kom hy af. Dis nou een van daai goed wat gebeur in klipdrif. Mooi vis gewees, hy is al heeltemal links gewees. Maar vis moet ook wen, hè. Kom ons gaan weer probeer. Julle sal sien, ek wil julle net iets interessant wys hierso. Hier. Daar sit die floutie nog so. Met ander daai een het nou die eerste keer die deeg opgetel. Nie die floutie nie. So ek het bly daai deegie gooi, nooit dit verander nie. En heel moontlik omdat die wind nou gaan lê, begin hulle nou die ligte deegies optel. Kyk, ou skalk het my vandag so verniel, dus ek dink my skouers moet volgende week regkom van al die geskep. Wat ek sê is, hy het 'n plan gevolg, het sy kolle gehou, hy het die visse gevang, hy het 3 verskriklike mooi kaaps gevang. Vir klipdrif is dit baie mooi vis. So weet jy wat, as jou plan reg is, met 'n plan dam toe kom. Ek sê altyd, moenie altyd al jou eiers in een mandjie sit nie. Kry 'n plan wat werk, stiek by dit. Daar's altyd visse wat wil eet. Kalle gaan nou lekker saam julle sit en gesels oor die jaar. En ek hoor wat Desember waar gaan buite nou kom. Daar skal hy ook een aan. Ek bring nou my ander lyns. Regte klipdrif karpie. Regte. Onderstoek, hulle like 'n onderstoekie. Jy kan sien, hengel met die M0. As die wind gaan lê, so lig as moontlik, so ver as moontlik in klipdrif. So kilo karpie. En skalas is dalk 'n bietjie groter. Ja, my. Wat sê jy? Ek sê want dat ek nou al my broek gehaak hierso in my. Ek het my visie afgehaak daar binne, want ek het my ander lyntjie gevang en dit was nou 'n redelike konsternasie. So ek het hom eerder laat gaan en my lyntjie losgekry. Julle kan sien hier hang die hoekie aan my broek, so dit kan ook maar redelik by mekaar raak as dit moet. Maar gelukkig het ons die bytjie gekry en die vis het teruggesit. Haai lou, yes. Ek dink ons het 'n redelike sinvolle dag gehad. Ek dink die vis het mooi saamgespeel, maar dis nie hoekom ek en jy hier sit nie. Ons het nou die mense beloof. Ons gaan vir hulle so 'n bietjie iets gee vir Kersfees. Ja. 'n Paar tips. Ja, kyk, klipdrif het my regtig verras vandag en dis maar weet jy wat, die hele jaar. Dis Ja. Dis ons weer aan die einde van 'n jaar. Sjoe, Pad Desember toe. ongelooflik. Wat 'n jaar en dis ek en jy het hierdie jaar 'n paar polismanne gesien opspring. Bietjie meer gehengel daarom. Ja, ons bietjie meer gehengel en ons het saam met baie van julle gehengel en julle gekry langs die water en gekry by die winkels en dis julle wat dit vir ons moontlik maak om hier te kan sit en vir julle te wys wat ons doen. Dis julle ondersteun ons produk en ons probeer die beste kwaliteit produk vir julle gee as wat ons moontlik kan. En ek dit wys in die visvang. Wys in die resultaat. Ja, weet jy, Lou, ek het gister soos hulle noem 'n advertorial geskryf en toe skryf ek oor ons super oozers. Ek dink dis een van ons suksesse. Van die vele gedoen het van die vele. Ja, die Supergood het gekom en dis 'n middel wat gaan bly. Ja. Dis almal vang vis met die white chocolate en die Parabay en die Correct Quattro en Oscar het gekom hierdie jaar met 'n bang. Kom ons vat 10 dips. Ons sit 10 dips bymekaar. Ons sit kom ek sê 2 hoekasies, die voer weet ons super feed. Ja. Die geel sak, dit kan ons nie te veel van sê nie. Noem vir my 5 van jou nou, ek gaan 5 noem van myne. Ek sal sê die top dips hierdie jaar wat regtig uitgestaan het. Een van hulle was verseker Quattro. Ja. Seker Quattro. Stateford. Yes. Ek gebruik nou al jou. So right. Sien nou vir vang altyd vir my vis. Dis altyd vis vang. En dan wat op die pad gekom het was Oscar en Black Magic. Ja, want die Black Magic het goed gedoen vir jou, né? Ja, hy vang altyd vir my vis. Dis as ons die Valdam, Valrivier, Bloemhof stelsel hengel, sal ek Black Magic eers te gooi. Ja. Weet jy, ek wil so 'n bietjie die weeskinders ook noem, banjo. Ons het vanoggend gepraat toe ons hier na toe ry, hoe min hengel ons banjo. Die hengel nie met 'n banjo fluit nie. Jy verstaan. So banjo FX. Jy kan nie FX los nie. Ek sal altyd maar 'n ou Jana of 'n Kianaatjie inbring. Ja. Jy weet iewers in daai mondbering. En dan
wat ons nie moet vergeet nie is Terminator. Ek dink Terminator het 'n Ja. paar ouens laat kyk. Kyk, sy Transvaal almal hengel met Terminator. Ja. Dis So Terminator keer ek sal dan vouch vir 'n chop. ja, Jy weet, so daar's 10 dips, jou staatmakers. jou staatmakers. Kombinasies, geef my so 2 kombinasies van daai. Ek sal hengel Oscar Parabay. Verseker is een van die kombinasies reg oor die land visvang. Kombinasie wat vir my baie visvang hierdie tyd is Parabay en Banjo. Ek hou baie van daai kombinasie ook. En dan Sinafir en Jana. Dis jou Met val dan. FX. Dis jou val Dis dan. my val dan, maar as ek gooi hom eerste, ek gooi hom laaste en hy byt altyd. So Altyd. en FX is een, hy kan saam met almal Jy kan gaan. hom, jy kan hom top met Ja. alles. Ek sal sê obviously gaan ek sê Statterfoot en Quattro vir my. Ja. Dis een van my uitstaanders, FX. Jy weet ek gaan dalk 'n chop saam met 'n Parabay sit. 'n Terminator saam met 'n kom ek sê saam met 'n Quattro byvoorbeeld. Of 'n Banjo. Die Banjo. Hoekas? Banjo float, soetwit deeg. Ja. Nuwe BGD wat deur die ranks gekom het, daai gele wat jy maak. Ja. Ek dink is tyd dat Skalkveld die konsentraat in 'n bottel gee. Hulle eie deegie by die huis kan maak. Ja, ons kan Ja. praat daaroor. Ja. Weet jy wat wil ek sê? Super oozers, pampoenpitte en garlic. Ja, pompoenpitte en garlic, dis reg oor die land vang hulle vis. Ja. Moet sê dis ons het die pompoenpitte per ons want dis maar 'n weeskind van Sinafir. Ja. Dis waar hy vandaan gekom het en ewe skielik vang daai aas net vis reg oor die land. As ek reg kan onthou het hom Steve om pampoenpitte genoem. Ja. Jy weet, ek het hom geleer van die sinne vol Ja. soft. Ja, met 'n bietjie flore. Ja, en toe Ja. hy het dit nou pampoenpitte Ja. genoem. So, daar's hy. Ek dink die kombinasies is nie goed. Jy kan gaan hengel Valdam, jy kan gaan hengel Bloemhof. Daai oewers is fantasties. Op hierdie stadium is al die damme regtig aan. Ek vat 'n plek so Sandveld by Bloemhof. Dis visbyt. Visbyt. Harties, visbyt, Ja. Klipdrift, die visbyt, Vaalrivierstelsel, die visbyt. Ja. En julle bel ons, Desember, dis 'n besige tyd vir ek en Skalk, maar ons fone Dis ons werk. is bietjie rustiger. Gee ons 'n lyn en vra vir ons waarheen julle gaan. Dan gaan ons vir julle sê die aas, die afstand, wat se visbyt en ons het regtig 'n fantastiese netwerk wat vir ons werk. So as ons by die water kom het ons huiswerk gedoen, ons weet waar op die visbyt, wat se afstand, wat se oewer. So gee vir ons 'n lyn. Net hierso, dis julle Kersfees geskenk wat ek het so noem. Ek het net met 'n ouetjie gepraat met die naam van Johan. Hy is al klaar opgewonde oor die DVD. Ek hoop dat jy kan dan Kersdag so 'n bietjie saam met die familie sommer net sit en kyk na ons bakkies op die TV. Want onthou net, Kersdag, jy weet, mamma wil groot borde kos maak. Jy weet, so versigtig wees, maar saam met die familie. Volgende dag ons weer visvang, maar geniet ons. Goed, dankie vir die jaar. Dis Lou, altyd ek lekker moet saam jou met jou. baie dankie sê. Fantastiese jaar vir ons Dankie. gewees. Geseënd met 1000 visse. Maar volgende jaar gaan ons hom net harder druk. Dankie julle.